Suid-Afrika se rybewysdrukker kos die land meer as 16 miljoen rand sedert die 2022-2023 finansiële jaar. Oud-president Jacob Zuma het weer aansoek gedoen om die klagtes teen hom oor die omstrede wapentransaksie te laat vaar en Portugal weer besig met 'n ondersoek na die verdwyning van Madeleine McCann. 3 Junie, welkom by die Afrikaanse nuus. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, het in antwoord op 'n parlementêre vraag gesê dat die land sedert die 2022-2023 finansiële jaar meer as 16 miljoen rand aan instandhouding op Suid-Afrika se enigste rybewysdrukker opgedok het. Die masjien is sedert 1998 in bedryf en daar is die afgelope 3 jaar 129 werksdae verloor vanweë die masjien wat buite werking was. Volgens die minister is 4 beamptes nodig om die masjien te bedryf en is daar 'n bykomende 1,4 miljoen rand aan die beamptes se salarisse bestee in die tyd wat die masjien nie in bedryf was nie. Die Padverkeersbestuurskorporasie het reeds in 2022 bevind dat die masjien in 2009 vervang moes word. Statistiek Suid-Afrika het bevind dat die land se bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van 2025 met 0,1% gestyg het. Die landbou, bosbou en visserye-bedryf het met 15,8% gestyg, wat 0,4 persentasiepunte tot die positiewe BBP-groei bygedra het. Die vervoer- en kommunikasiebedrywe het met 2,4% gestyg, terwyl die vervaardigingsbedryf met 2% gedaal het. Die mynbedryf het met 4,1% gedaal. Oud-president Jacob Zuma het weer aansoek gedoen om die klagtes teen hom oor die omstrede wapentransaksies te laat vaar. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het vanoggend die Franse wapenvervaardiger Thales se aansoek, asook Zuma se aansoek om op strafregtelike klagtes waaronder korrupsie, rampokkery, bedrog en geldwasery vrygespreek te word, van die hand gewys. Thales voer aan dat hy nie 'n regverdige verhoor gewaarborg is nie, aangesien 2 van sy sleutelgetuies oorlede is. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het aangekondig dat die 2025 belastinginvorderingsseisoen op 7 Julie begin. Outomatiese aanslae sal van die 7de tot die 20ste Julie uitgereik word. Belastingbetalers wat nie voorlopige belastingopgawes indien nie, sal van die 21ste Julie tot die 20ste Oktober hul opgawes kan indien. Voorlopige belastingbetalers het van die 21ste Julie tot die 19 Januarie aanstaande jaar kans om hul opgawes in te dien. En die polisie in Portugal het met 'n nuwe ondersoek na die verdwyning van die Britse kleuter Madeleine McCann begin, wat in 2007 as 3-jarige tydens 'n familiewegbreek uit hul woonstel in Praia de Luz verdwyn het. McCann se ontvoering het internasionaal opspraak gemaak en tot 'n wêreldwye soektog gelei. Die laaste soektog het in Mei 2023 plaasgevind. Die nuwe soektog sal na verwagting tot eerskomende Vrydag voortduur en geskied op aandrang van die Duitse owerhede, wat die veroordeelde verkragter Christian Bruckner vir McCann se verdwyning ondersoek. Dankie dat jy saamgekyk het na die jongste Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Groete tot môre.